Goed, ek wil net vra dat almal van ons net sal staan asseblief. Kom ons buig net ons hoofde en ons bid. Ons hemelse Vader, Here, ons kom in hierdie omstandighede vandag na U toe net soos dit ons is. Here, ons wil vir U baie dankie sê, dat ons kan weet dat U hier met ons is, dat U by ons is, Here, dat U ons toevou in U liefde op 'n besonderse manier, Here. Dankie Heilige Gees dat U hier is. Ons heet U welkom in ons midde, en ons vra dat U, Here, vir ons sal vertroosting bring. Ons bid dit in die almagtige naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser, deur die krag van die Heilige Gees, tot eer van God, ons Vader. Amen. Kom ons sit asseblief. Geliefdes, dit is vir my 'n voorreg om julle almal welkom te heet by die viering van Dirk de Plooy Senior se lewe. En dan wil ek net sê, Cora, kinders, kleinkinders, familie, vriende, kollegas, oud-kollegas, dit is vir my 'n voorreg om namens die pastoraat van die familie van Liefde en Geloof AGS Kerk ons innige meegevoel te betuig met die verlies van 'n lewensmaat, 'n vader, 'n oupa, 'n broer, 'n oom, 'n kollega en 'n vriend. Dis die rolle wat hy in ons lewe gespeel het. En dit is ons gebed dat ons Hemelse Vader ons sal deurdra in hierdie moeilike tyd van rou en van hartseer. En as ek sê ons sal deurdra, want dit is vir my ook, dis nie vir my maklik om vandag hier te staan nie. Want Dirk was ook 'n goeie vriend van my gewees. En die boodskap wat ek vandag bring, ek gaan bid, vir die Here gevra, wat is dit wat ek moet sê? Ek gaan nie net hier staan en 'n klomp leefwoorde net sê nie. Dit is my belangrik om te doen en gehoorsaam te wees aan dit wat die Here op my hart lê. En dit is wat ek vandag gaan doen. So, ek dink dan op hierdie punt ook, kom ons staan net weer, dan sing ons die eerste lied. Dit is lied 464 uit die liedboek, O Heer my God. Terwyl ek voorberei vir die diens, is ek in die Here se teenwoordigheid en ek vra, Here, wat moet ek sê? Wat kan ek sê? Want ek is nie hier om enigiets vir Dirk te sê nie, hy is nie meer hier nie. En hierdie boodskap is vir ons wat agterbly, en daar's een gebed wat ek bid en ek vra, Here, dat sy heen gaan, nie verniet is nie. Dat sy heen gaan, nie verniet is nie. Want hy is nie dood nie, hy is lewe, en ek sal dit nou deel met julle. Dat sy heen gaan, nie verniet is nie. Dat daar iets hier uitkom, dat daar lewe uitkom uit sy dood uit. En onmiddellik kom dit in my gees op, hierdie woorde, kyk na my hande. Kyk na my hande. En die skriflesing vandag is Johannes 20 vers 27 tot 29 en ek lees uit die Afrikaanse ou vertaling. Dit is nou natuurlik nadat Jesus Christus uit die dood opgewek is en hy aan sy disippels verskyn het die volgende gebeur. Daarna sê hy vir Thomas, nou ons weet wat 'n Thomas hierdie is, dit is ongelowige Thomas, een van sy disippels. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. Jesus sê vir Thomas, kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Toe kom hy tot die oortuiging dat dit is Jesus Christus, sy geliefde Jesus. Hy het werklik opgestaan en hy roep uit, want dit is die openbaring wat hy in sy hart ontvang, my Here en my God. En Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie en tog glo.
Ons sleutelvers, vers 28, Johannes 20 vers 28. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Ek wil vandag vir jou vra, om na jou hande te kyk. En kom ons doen dit. Hou jou hande so, kyk net na hulle. Wat sien jy? Kyk na jou handpalms. Draai na jou hande om en kyk na die bokant van jou hande. As jy so na jou hande kyk, waaraan dink jy? Wat gaan deur jou gedagtes? Jou hande vertel die storie van jou lewe. Kom ek sê dit net weer. Jou hande vertel die storie van jou lewe. Jou hand as baba wat die vinger van jou pa en jou ma vasklem. Jou hand in die hand van jou ma toe jy jou eerste treetjies gee. Jou hand in die hand van jou pa waar hy jou help om veilig oor die pad te stap. Jou hand in die hand van jou geliefde voor die kansel op julle troudag toe julle huweliksverbond met mekaar en met God gesluit het. Jou hand wat die handskud van 'n vriend vir wie jy baie lief is. Jou hand wat jou kind se hand neem om jou kind te troos, te versorg en die regte pad te wys in die lewe. Jou hand wat die vinger wys na ander. Jou hand wat die vuisbal in die lug rondswaai omdat jy kwaad is. Jou hande saamgevou in gebed. Jou hande uitgestrek na God. En so kan ons aangaan. Hande spreek boekdele en vertel lewensverhale. Die vereelde hande van die ambagsman wat baie hard gewerk het. Die verrimpelde hande van die bejaarde en die sagte hande van 'n liefdevolle moeder wat haar kinders met sorg versorg het. So wat speel voor jou af vandag wanneer ons aan hierdie dinge dink en wanneer jy na jou hande kyk? Wat sien jy in jou geestesoog? Wat se emosies ervaar jy? Ervaar jy vrede, dalk blydskap en dankbaarheid? Of is jy kwaad? Hartseer en spyt oor iets wat jy gedoen het of nie gedoen het nie. As jy vandag jou hand kan uitstrek en na jou hand kyk, is dit nog genadetyd vir jou. Dan beteken dit dat God se genade is nog hier vir jou. Jy het nog 'n kans. Baie mense sê ons dien 'n God van 'n tweede kans. Nee, ons dien 'n God van baie kansse, maar iewester word die streep getrek, dan is daar nie meer kanse nie. Dirk se streep was getrek. En baie mense hier, ons almal seker, se lewens het handomkeer verander as gevolg van dit. En ek dink sy lewe ook, maar ten goeie vir hom. Ek wil met julle praat oor Dirk se hande. Vir jou, Cora, was hy 'n lewensmaat. Of hy was jou pa. Hy was jou oupa. Hy was jou broer. Hy was jou oom. Jou kollega. Hy was 'n vriend. Hoe sien jy en hoe het jy omgegaan met Dirk? Wat se rol het hy in jou lewe gespeel? Wat se impak het Dirk se hande in jou lewe nagelaat? Wat het jy van hom geleer? Wat sal jy van hom onthou? Wat was vir jou spesiaal en kosbaar? Jan het gister met my gedeel, hy onthou byvoorbeeld dat sy pa se lese was, en sy pa het baie gesê, luister man, as jy iets doen, doen dit goed of los dit. Klein Dirk sal die dag onthou, toe hy vir pa Dirk moes gaan vertel het, wat met die Kruisiedag gebeur het, aan Sonland Park, toe hy met die Kruisiedag deur die muur gery het, en pa Dirk was baie kwaad, en hy het sommer vir Dirk 'n oorvee gegee, en toe byt die hond hom ook nog.
blits. Nee, buite sommer vir Dirk ook. Maar ek dink jy het daarom iets geleer daai dag. Dat jy nooit sal vergeet van jou pa nie, nee. Reiner sal onthou hoe sy ma altyd vir hom gekabber het. As pa Dirk uitvind van sy kattekwaad. Partykeer het hy weggekom. Stanley en Monique sal onthou dat hy altyd hulle ma se belange op die hart gedra het. En dat hy haar op die hande gedra het, dat hy opgekom het vir haar. En partykeer dan het julle gedink, yes, like weet jy, maar hy het altyd haar eerste gestel. Ek dink ons almal kon van Dirk leer wat vasbyt beteken. Wat dit beteken om te volhard en om aan te hou. En jy kan vandag vir my sê dat jy sy hande tussen duisende ander sal uitken. Daardie hande het baie hard gewerk. Daai hande het altyd van voor af begin. Hy het sy liefde bewys en geleef deur te sorg vir sy vrou en om ander te help. Cora onthou dat Dirk geglo het dat opregtheid en eerlikheid baie belangrik was. Hy het gestaan by dit wat hy in glo. Hy het gesê, ons moet lief wees vir mekaar, want God wil dit hê. Cora onthou ook dat Dirk altyd gesê het, wanneer jy vergewe, verander jy nie net jou verlede nie, jy verander jou toekoms. Jy sien, Dirk was 'n praktiese man, van min woorde. Dirk se hande het altyd plan gemaak. Hy was 'n plannemaker, het altyd plan gemaak. Dirk was 'n sterk man wat kon staande bly in moeilike omstandighede. Hy was 'n ware steunpilaar. Hy was 'n man, hy was 'n pa, hy was 'n oupa, hy was 'n broer, hy was 'n kollega en hy was ook 'n vriend. En baie belangrik om te onthou, hy was net 'n mens. Het hy sy foute gehad? Het hy droog gemaak? Ja, hy het. En ek het hom baie keer vasgetrap daaroor. Ek het nooit doekies omgedraai nie. En hy weet presies waar hy met my gestaan het. En ek het baie keer vir hom gesê, nee, dit nie so nie. En dan het hy verstaan. Hy was 'n mens. Daar was tye gewees wat hy baie moeg was. Ontsaglik moeg. Dan het hy maar net weer opgestaan en van onder af begin en aangegaan. En planne gemaak en met sy hande weer begin werk. Vir al die laaste paar jaar was dit moeilik. Hy was so ongeveer 'n maand gelede laaste by my gewees, toe hy my gevra het om vir my dokumente te waarmerk. En ons het 'n goeie gesprek gehad. En dan onthou ek die vorige keer wat hy tyd spandeer het by ons was, toe hy die Kirby's verkoop het. Toe hy een aand, het hy by ons oorgeslaap. En hy kon nie gaan slaap het nie. Het was later 2 die oggend, ek kon my oë nie oophou nie. Maar hy het net gesels. En ek het sy hart gehoor. En hy het vir my gesê, hy is moeg. Hy is moeg, hy was net 'n mens. Maar die belangrikste van alles is, en ek wil hê ons almal moet kennis neem van dit, want dit is wat ek daai aand vir hom gesê het ook, om hom te bemoedig. En wat hy vir my gesê het, is nie vir dit was nie, weet hy nie. God se genade was vir hom genoeg. Jy weet, baie keer, dan sê ek ook moeg. Dan sê ek, Here, ek kan nie meer nie. En dan praat die Here mooi met my, daai sagte stemmetjie hier in my binneste, wat hy vir my sê, my kind, soos wat hy vir Paulus gesê het, my genade is vir jou genoeg. Kom, dan bemoedig hy my, hy versterk my, help my. En baie keer dan moan ek, want ons kan moan ook. Dus ek, ag nee Here, ek weet nie meer nie, is dit nie moeite werd. Ek wil nie meer aangaan die en dit, kyk net wat doen daai ou, kyk wat doen daai ou. Kyk hierdie klomp skelms en dit gaan goed met hulle. En dan raas die Here en sê vir my, hey, my genade is vir jou genoeg, kom, kry jouself reg. God se genade was vir Dirk genoeg. Dis vir ons ook genoeg. Ons kan dit nie begryp nie, dis te groot. Jy weet, ons het 'n pad met Dirk gestap. Hy het op 'n stadium die Bybelskool gedoen by ons, by die kerk.
Hy het verskriklik geniet en ek weet dit is waar God 'n fondasie in sy lewe gelê het van liefde en van geloof. En ek glo, dis daai fondasie gebaseer op die woord van God. Want weet jy wat, die woord van God is 'n kragtige fondasie. Want wie is die woord? Dis Jesus Christus. Die woord was by God, die woord was God en die woord het vlees geword. Gaan lees Johannes 1 en 1 Johannes 1 vers 1. Dit is Jesus. Dis 'n persoon. En daai fondasie was in sy hart gelê. Hy het sy hart oopgemaak. Hy het Jesus Christus aangeneem as sy persoonlike saligmaker en verlosser. Ek het hom persoonlik na die Here toe gelei. Daai fondasie was daar. En as een ding wat God nie kan doen nie, dis onmoontlik vir God om dit te doen. Hy kan nie lieg nie. Sy woord is die waarheid. Dis die hoogste vorm van realiteit. Ons elkeen het ons eie opinie, maar God se woord is die waarheid. Dis hoekom hy sy woord vir ons gegee het. En hy's 'n verbondsgod. Hy staan in 'n verbondsverhouding met ons wanneer ons ons harte vir hom gee en ons is wedergebore. En wanneer ons nie meer kan nie, want 'n verbond beteken, dan sal ek dit namens jou doen. Dan het God gehelp. Was so 'n bietjie meer as 'n jaar gelede. As ek reg kan onthou, Stanley, so omtrent 'n jaar wat hy die kar ongeluk gehad het, nee, bietjie meer as 'n jaar. Bietjie meer as 'n jaar was ons uitgewees, daar op die snelweg het hy, Stanley se kar was hy in 'n botsing en hy het die kar gerol. As jy na die kar gekyk het, kan ek nie glo dat hy het nie seer gekry eintlik eers nie, hy het lewendig uitgeklim. Maar jy sien, God het hom nog kans gegee. En ek wil dit net regstel. Ek wil dit net regstel dat ons almal het verstaan as op dieselfde bladsy is. God se wil was en is nog steeds vandag nooit dood nie. God het die mens geskaap om vir ewig te lewe. Dis as gevolg van die mens se sonde, want die loon van die sonde is die dood. So God se wil is nooit dood nie. O, dit het die Here behaag om so en so weg te vat. Nee, dit behaag God nooit. God se wil is lewe. Maar Michael, nou waar kom dood dan vandaan? Jy sien ons lewe in hierdie sondige wêreld. Wie is die God van hierdie wêreld? Die duiwel. Gaan lees in 1 Korintiërs 4 vers 4. Die God van hierdie wêreld is die duiwel. Hoe het hy die God van hierdie wêreld geword? Die heerser van hierdie wêreld, toe Adam gesondig het en sy heerskappy aan die duiwel gegee het. Dis hoekom dit gaan soos dit gaan in hierdie wêreld. Maar Jesus het gekom en gesterf, sodat ons kan kies om lewe en dit in oorvloed te hê. Maar dis 'n keuse wat jy maak. En Dirk het daai keuse gemaak. So hy leef. Jy sien, Dirk was 'n praktiese man. Hy het altyd planne gemaak. En baie belangrik om te onthou, hy was net 'n mens soos ek gesê het. Alhoewel ons by hom geleer het, weet ons dat net soos hy, ons ook Jesus nodig het in ons lewens. En God het besluit met daai ongeluk, is dit nog nie sy tyd, die duiwel wil sy lewe gevat het en God het gesê nee. Hoekom weet ek nie? Ons weet nie, ons ken God se wil, maar ons ken nie sy weë nie. En die duiwel kan niks doen sonder dat God sy toestemming gee nie. Maar sien, Jesus was daar. Hy het Jesus nodig gehad. God se genade was daar. En net so het ons Jesus ook nodig. So ons het 'n bietjie gekyk na Dirk se hande. En ek het baie keer ervaar dat Dirk het baie keer uitgeroep sonder dat ons het besef het. Desperaat uitgeroep van help my net asseblief. Ek kry swaar. En hy het met ons gedeel en gepraat. Hy het met Korra gedeel en gepraat. Dis baie keer 'n uitroep gewees. Maar elke keer was Jesus daar. So kom ons gaan kyk nou 'n bietjie na Jesus se hande. Die hande wat daar was vir Dirk. Want Jesus het ook aan Dirk gesê, kyk na my hande, soos hy vir Thomas gesê het in ons skriflesing. Nou kom ons kyk na sy hande. Jy sien, Dirk is nie meer daar nie. Hy is veilig by Vader God. Hy is sonder pyn, sonder hartseer, sonder swaar kry en sonder siekte. En ek het die geleentheid gehad
om met hom te gesels, soos ek gesê die laaste keer, so ek weet. Ons moet nog kom, en dis die punt wat ek nou wil maak, ons moet kom waar hy nog nou is. En elke keer is dit 'n keuse. Hoeveel keer gaan ons in hierdie kerk sit en tot sien sê vir iemand 'n geliefde? En wanneer is dit jou of my beurt? Jy sien, ons moet kom wat Dirk nou is, en jy kan vir my sê, maar Michael, hoe nou? Hoe lyk die pad nou vorentoe vir my sonder Dirk? Daar is dan soveel dinge wat ek nog wil doen, wat ek vir hom wil gesê het. Daar's dinge waaroor ek spyt is wat ek nie gesê het of gedoen het nie. Maar kom wat ek nou vandag vir julle vertel, ons kan niks van dit verander nie. Niks kan ons verander nie. Wat verby is, kan ons nie verander nie. En nie een van ons, Dirk nie, jy, Jannie, jy, niemand van ons kon wat gebeur het, verander het nie. Want jy is nie God nie. God het dit toegelaat met 'n doel. So moet jy jouself nie verwyd nie, Cora. Nico, julle ouens, moet julle self nie verwyd nie. Ons kan dit nie verander nie. En is nou tyd om vorentoe te kyk en te verander wat ons wel kan verander. En die tyd om dit te doen is nou. Wat doen ek nou is die vraag. Is jy spyt oor dinge? Wel, dit is 'n goeie tyd om net eers 'n bietjie na Jesus se hande te kyk. Want jy het nou nodig, en ek het nodig, om nou na Jesus se hande te kyk. Want hy hou sy hande uit van genade na my en jou. En hy sê vandag vir jou, en dis jou keuse en dis my keuse, of ons dit gaan doen of nie. Hy sê vandag vir jou en my, kyk na my hande. Jesus, kyk na my hande. Net soos wat hy vir Dirk gesê het. En ek gaan net vinnig aan 'n paar dinge raak rondom Jesus se hande. En ek gaan die woord hande gebruik as akroniem. So kom ons gaan kyk na die H van hande. H staan vir heel maak. Jy sien, Jesus het groot geword in 'n timmermanswinkel van sy pa Josef. Hy was 'n skrynwerker. Hy het houtwerk gedoen. Jesus het daar groot geword. Later het hy self met hout gewerk. Daar het hy nuwe artikels gemaak, maar hy het nie net dit gedoen, hy het ook stukkende artikels heel gemaak, prakties met sy hande. Jesus, ons Here. En Jesus wil met sy hande hierdie verhoudings vandag herstel as God. As daar verhoudings is vandag hier wat nie reg is nie. Eerstens jou verhouding met God. Tweedens jou verhouding met jouself. Moenie rondloop met selfverwyte nie. En derdens jou verhouding met jou geliefdes en vriende. Dis nou tyd om dit reg te maak voor dit te laat is. God vat nie jou wil nie. Of jy wil nie, maar dit is wat die Here op my hart lê. Hy wil ons heel maak. Jy sien, daar was baie dinge wat Dirk met harde werk en met sy hande kon vermag, maar net Jesus kon Dirk se verhouding met Vader God herstel en heel maak. En Jesus wil ook vandag heel maak, en hy wil verhoudings herstel. Die A van hande staan vir aanraak. Aanraking met jou hande is iets baie besonders en baie belangriks. Dirk het ons almal op een of ander wyse en op sy manier aangeraak met sy hande en dit wat hy gedoen en gesê het. Die goeie nuus is egter dat Jesus hier is om ons aan te raak vandag in hierdie omstandighede. Onthou, die melaatse man, hy kniel voor Jesus. Daai tyd het mense weggehardloop as hulle melaatse sien. Hierdie ou kniel voor Jesus en hy sê, Here, as U wil, kan U my gesond maak. En Jesus wat baie keer het 'n woord gespreek het sy hand uitgesteek, hy het hom aangeraak en hy het gesê, ek wil, wees gesond. Hy het hom aangeraak. Die goeie nuus is dat Jesus jou en my vandag en elke dag van hier af wil aanraak deur sy liefde en sy genade.
Maar ons het die keuse of ons dit gaan ontvang of nie. Die een van hande staan vernotel. Dirk was baie keer daar om te help wanneer die nood gedreig het. Daar is baie vorme van nood in hierdie wêreld. En die grootste nood wat ons vandag ervaar word veroorsaak deur die sondeval. Ons lees in Psalm 81 vers 8. In die nood het jy geroep en ek het jou uitgered. Jy sien, Dirk het baie keer gehelp waar daar nood is. Selfs op geloftedag, die 16de Desember. Toe Botas hom gevra, Dirk, asseblief sal jy gaan help, daar's mense in nood, het hy gegaan en hy het gaan help. En daardie mense wat hy gaan help het, wat met daai kar gaan staan het, Nico, het gesê, toe Dirk aankom, toe sê hy vir hulle, hy het hulle so mooi hanteer, en hy het tot hulle redding gekom, en hy het vir hulle gesê, julle ouens, julle sit nou in die kar, klim uit, en gaan staan net daar aan die ander kant, aan die oorkant, waar dit veilig is. As hulle in daai kar was hulle morsdood. Hy het altyd gehelp waar daar nood is. Jy sien, alhoewel Dirk nie meer daar is wanneer jy in nood verkeer nie, moet jy weet, Jesus Christus is daar. Hy was daar vir Dirk tot die einde toe. Hy is ook daar vir jou en vir my. Hy steek vandag weer in sy hand na jou toe uit, daar waar jy in nood verkeer nou. Die dië van hande staan vir diep wonde. Baie keer wanneer ons diep wonde opgedoen het in die lewe, ook op sielsvlak, was Dirk ook daar gewees. Ek sal nooit vergeet, Jenny, toe Henna geskiet is, my swaar toe ek was nog in die polisie gewees, toe my swaar geskiet is, in 'n hijacking, was een van die eerste ouens wat ek gevra het om te help, want ek moes uitgaan na die toneel toe, net soos met Dirk ook nou. Was Dirk gewees. Het hom vroeg daai oggend gebel en gesê, Dirk, asseblief help. Dirk het deurgery en hy het my sussie en my swaar sy seun Rudy gaan haal in Johannesburg. Hy het net begin werk en hy het vir Michelle, sy was 'n matriek in Oorval by die skool gaan haal en hy het gehelp. Hy was altyd daar in nood. En dit het diep wonde gelos, daardie dinge, maar wat die Here het deurgekom en hy het herstel. En vandag moet jy weet dat Jesus Christus nie net daar was vir Dirk nie, maar dat hy self die prys vir ons almal betaal het en dat hy self om ons onthaalwe diep wonde gehad het, opgedoen het en dat hy in ons plek gesterf het. En Jesus sê vir sy disippels weer eens, kyk na my hande, kyk hierdie diep wonde, die wond in my sy. En hulle kon die spykermerke raak sien, die bloed van verlossing, van bevryding en van versoening het uit Jesus se deurboorde hande gevloei. Dirk het Jesus se hande gesien en hy het geglo. Sal jy vandag sy hande sien? Sal jy sy hande raak sien? Sal jy vandag glo wat hy vir jou gedoen het aan die kruis op Golgotha? Die eeu van hande, die laaste ene, ewige lewe. Die eeu staan vir ewige lewe. Ons lees in Lukas 23 vers 46 en Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in U hande gee ek my lewe, my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy sy laaste asem uit. En ek glo, Dirk se eerste asem was deur God aan hom gegee. Want God gee lewe, hy gee gees. En toe Dirk daar sy laaste asem uitgeblaas het, is hy na God. Jy sien, vandag sê die Here Jesus vir jou en vir my, kyk na my hande. Dit wat ek vir jou gedoen het en vir Dirk gedoen het, het ek gedoen omdat ek julle lief het, met 'n liefde wat nie in menslike woorde beskryf kan word nie. Niemand kan julle uit my hand uitruk nie. Ek gee aan jou die ewige lewe. Kyk na my hande en ervaar my liefde vir jou en my aanraking vandag. Jy sien, elkeen van ons 'n keuse. God sal nooit jou wil vat nie. Ja, maar jy weet, Michael, Dirk was 'n goeie man. Luister, goeie mense gaan nie hemel toe nie. Gelowiges gaan hemel toe. Dirk was 'n gelowige ook.
Die begraafplaas lê vol goeie mense wat brand in die hel vandag. En dis 'n keuse. God vat nie jou en my wil nie. Ek het eenmaal die storie gehoor van 'n man wat baie wys was. Op 'n dag het 'n jong man besluit om die wyse ou man te probeer uitoorlê en om 'n streep te trek. Hy het 'n klein voeltjie gevang en hy het die voeltjie in sy regterhand gehou. En aan die wyse ou man gevra of die voeltjie dood was en of hy lewendig was. As die wyse ou man sou antwoord dat die voeltjie dood is, sou hy sy hand oopmaak en die voeltjie sou wegvlieg. En as hy dan nou sou sê dat die voeltjie lewendig was, sou hy die voeltjie dooddruk en dan sy hand oopmaak. Die wyse ou man sou dan in beide gevalle verkeerd wees. Toe hy by die wyse ou man kom, vra wyse man, is die voeltjie in my hand dood of is hy lewendig? Sonder om na sy hand te kyk, antwoord die wyse ou man, dit is soos jy dit wil hê. Soos jy wil hê, dit moet wees. Maar die voeltjie is in jou hand. Dis jou keuse. Jy sien, my liewe vriend, so is dit ook in ons lewens vandag. Dit is hoe ons dit wil hê. Dit is ons keuse. Die bal is nou in elkeen van ons se hande. Maar wanneer ons vir God die hele tyd bly nee sê, gaan daar 'n dag kom wat ons voor hom staan en wat ons uitroep na hom, maar dan is dit te laat. Sien, Dirk se hande het die storie van sy lewe vertel, hy het gekies en is nou veilig by Vader God. God se genade was vir hom genoeg. Ek wil vandag vir jou sê, 'n pa se hande hou sy geliefdes en sy kinders vir 'n tyd lank vas, maar deur die liefde van God hou hy hulle harte vir die res van hulle lewens vas. Onthou dat God se liefde nooit vergaan nie, nooit. Vandag wys Jesus sy hande vir ons. En dit wat hy vir ons gedoen het. Wat gaan ek en jy vandag kies? Wat gaan ons doen nie omtrent? Want hoekom is jy vandag hier? Hoekom is jy vandag hier? Op hierdie dag, die 22ste Desember, in Vanderbijlpark, in hierdie kerk. Het jy al ooit gedink, dat jy vandag 'n afspraak met God het? Kyk man, ek was nie voorheen 'n pastoor of ek was 'n polisieman gewees, ek het 'n harde pad geloop. Ek het nie tyd vir 'n klomp snert en goed nie. Ek het nie tyd vir kerkspeel en mooi praatjies nie. Hier waar jy vandag sit, jy kan jou opinie hê, en ek praat spesifiek met iemand vandag hier. Ekskuus, maar dit is wat die Here nou vir my lei om te doen en te sê. Ek praat spesifiek met iemand vandag hier. Jy kan maar hier sit. En ek kan maar hier staan. Kom ek sluit myself sommer in. Maar ons het 'n keuse. En jy kan mooi prentjies in self en dink dit, ek is nog nie reg vir dit nie. Ek sal dit, ek sal dat. Maar jy sien, jy is vandag hier, omdat jy dalk 'n afspraak met God het, omdat daar nog vir jou 'n kans op God se liefde en sy genade is, wat hy na jou uithou, wat hy sy hande vir jou en vir my wys, en dan het ons 'n keuse. Kan ek en jy vandag, as hierdie boodskap van God, nie van my nie, vandag vir jou iets beteken het, en jy sien Jesus se hande, en jy kom tot die besef, en jy openbaringskennis in jou hart en jou gees, kan ek en jy ook uitroep, soos Thomas, my Here en my God, omdat jy besef, dat jy die Here nodig het. Wat se storie gaan jou hande vertel? Hoe gaan jou lewensverhaal verloop? Wil jy nie toelaat dat die werke van jou hande, jou doen en late, die storie van jou hart, jou lewe, vertel van Jesus se liefde op die einde van die dag? As God se genade vir my genoeg kon wees, dan kan dit sekerlik vir jou ook wees. Ken jy Jesus? En ken hy jou? Wat is die verskil? Baie mense weet van hom, ek dink almal weet van hom. Wie is die president van Amerika? Wie kan vir my sê? Wie kan vir my sê, Toby? Wie is die president van Amerika?
Donald Trump. Ken jy hom? Het jy by hom koffie gedrink? As jy aan sy deur klop, gaan hy vir jou sê, hey Toby, my magties, kom ons drink koffie, ek het jou lanklaas gesien. Sien, dis die verskil. As te veel mense wat weet van Jesus, maar min wat 'n verhouding met hom het, dit maak die verskil. Sien jy Jesus se hande en glo jy werklik wat hy vir jou gedoen het aan die kruis? Sien jy die storie van opoffering, van liefde, van genade? Is jy bereid om vandag uit te roep en met jou mond te bely, my Here en my God, wees my genadig? Omdat jy waarlik glo. Kom ons sit net so, dan bid ons. Kom ons maak net ons oë toe. Ons hemelse Vader, Here, baie, baie dankie vandag vir wie U is, Here. Wie U altyd was, wie U altyd sal wees, Here, want U sê ek is vandag, gister en môre altyd dieselfde. Here, U is kosbaar, U is groot, U is goed. Dankie vir hierdie geleentheid. Jesus, dankie vir U hande. En wanneer ons na U hande kyk, Here, dat ons kan besef wat U vir ons gedoen het. Here, dankie dat Dirk se heengaan nie verniet is nie, Here, maar dat dit 'n impak sal maak, dat U dit sal gebruik om 'n impak te maak in elkeen van ons se lewens vandag, Here. En vandag, Vader God, terwyl elke oog gesluit is, Here, bid ek Heilige Gees dat U nou in ons harte met ons sal praat, Vader God. En ek wil vandag vir jou sê, terwyl elke oog gesluit is, daar waar jy sit, vergeet van die persoon langs jou. Ek wil vir jou vra, as jy vandag vir my sê, Michael, bid vir my asseblief, ek gaan niemand na vore roep nie. Ek gaan net 'n gebed doen, ons gaan net 'n gebed doen. As jy vandag vir my sê, ek moet my saak regmaak, en ek moet seker maak dat my saak reg is, en ek wil in 'n verhouding met God staan, ek sien Jesus se hande, en ek roep vandag uit my Here en my God, as dit jy is, terwyl elke oog gesluit is, steek net vinnig jou hand op en laat sak hom weer, want dit is 'n statement wat jy maak in die Gees. Dankie, die hande gaan op, baie dankie, 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 dankie. Dankie. Daar's nog iemand, die Here lê op my hart, die Heilige Gees sê vir my, daar's nog iemand, moet dit nie laat verbygaan nie. Jy het 'n keuse en God vat nie of wil nie, daar's nog 'n persoon. Ek gee nog een kans. Asseblief, net jou hand op en laat sak hom vinnig. Asseblief. Asseblief. Dankie. Dankie. Die Here sê as jy met jou hart glo, en met jou mond bely, my Here en my God, sal jy gered word. Nie miskien nie, sal jy gered word. Geloof sonder werke is dood. Geloof in jou hart, werke met jou mond. As jy met jou hart glo en met jou mond bely, terwyl ons so sit, bid net hierdie gebed, hierdie kort gebed net agter my aan, want ons gaan nou, ons glo in ons harte, en ons bely nou met ons mond. Sê net, Vader God, kom almal van ons bid dit, sê Vader God, my Here en my God, ek kom na U toe vandag, net soos wat ek is, as 'n verlore sondaar, en ek bely my sonde, vergewe my, was my in die bloed van Jesus, ek maak my hart se deur oop, Jesus Christus, kom woon in my, maak my skoon, maak my rein, dankie Here, Heilige Gees, kom stort die liefde van God, oorvloedig in my hart uit, en help my, om meer soos Jesus te wees elke dag. Dankie Vader God, dat ek U nou Vader kan noem, dat ek 'n verhouding met U kan hê. Ek verklaar vandag, onomwonde, dat Jesus Christus is koning van my hart, en koning van my lewe. Amen. Hemelse Vader, ek bid vir elkeen wat hierdie gebed gebid het, en dit uit sy of haar hart bedoel het, Here. Ek bid dat U, Vader God, hulle aan die regte mense sal verbind. Want dit is wat kerk is, Here, verhouding, God gegewe verhouding. Gaan nie oor die gebou nie, dit gaan nie oor die denominasie nie, dit gaan oor verhouding. Here, bring hulle by die regte mense uit, die regte geestelike familie, om hulle te help en hulle hand te vat.
Here, ek bid vandag dat U elkeen hier sal seën bo wat hulle kan dink of droom in Jesus naam. Amen. Dankie julle. Ons gaan dan nou die volgende lied sing. Open the eyes of my heart, Lord. Ons gaan dan nou oorbeweeg na die huldeblyke toe. Ek wil net lees wat Botas insleepdiens vir wie Dirk werksaam was dan nou en gehelp het daar geskryf het. Ek lees dit net. Dankie julle. Our deepest condolence from Botas Towing. There is nothing that we can say that will make this unbearable pain go away. All we can do is offer our sympathy and let you know that we hold the family in our prayers. May God shower the family with peace and comfort in this time of mourning and sorrow. Even though he was not with us for very long, we must say that we appreciate his time with us and all the hard work he did. He was a wonderful man. May his memory be kept alive. Baie dankie, Nico, julle ouens en Botas, ons waardeer dit. Ek wil vir Jan vra om na vore te kom. Jan gaan dan nou vir ons van die briefies lees en dan op daai manier ook huldeblyk bring en daarna gaan hy ook die bedankings doen. Vader, eerste van my kant af, dankie vir die boodskap, dankie vir die woord, het verander mense, het verander ons. En eerstens dankie vir Pa sê, dankie dat Pa daar was van die begin af, dankie dat Pa rigting gewys het van die dag waar die ongeluk gebeur het, dat Pa ons gewys het, jy weet, ons moet leer, terwyl, jy weet, Pa het gepreek om my Pa se aan, ons het baie by Pa ook geleer, dankie vir dit wat Pa tot hier toe gedoen het. Ek weet Pa het ook nog nie regtig tyd gehad om te rou nie, want dit is ook weer 'n regte moeilike tyd hierdie laaste ruk, maar ons waardeer julle, ons waardeer die woord, en ons weer dat dit op vrugbare grond geval het. Die Heilige Gees doen die werk van hier af, ons waardeer dit. Ek wil vanoggend, ons wil die briefies 'n bietjie gesplit het tussen die kinders, maar ek is die lucky een om alles te lees vanoggend. So, bear with my 'n bietjie. Ek gaan begin om almal se huldeblyke te lees. Ek gaan dit probeer goed lees soos wat julle dit geskryf het. Ons weet dat julle harte is in dit. So, ek gaan heel eers begin by Tannie Korra, haar begrafnisbrief wat sy geskryf het. My hart pyn steeds met elke asem, maar dit is gevul met soveel liefde en dankbaarheid wanneer ek aan jou dink. My man, my rol, my rots, my alles. Jy mag dalk weg wees, maar die impak wat jy op my lewe gehad het, sal nooit vervaag nie. Jy was my toevlugsoord, my lewensmaat in elke sin van die woord en my sielsgenoot. Ek was mal oor die manier waarop jy my laat lag het. Die manier waarop jy my hand deur die lewe se hoogste en laagtepunte vasgehou het. En die manier waarop jy na my gekyk het met liefde wat my laat voel het asof ek tuis was. Selfs in die dood bly jy my leidende lig. En ek vind troos in die herinneringe wat ons saam geskep het. Ek sal jou vir ewig in my hart dra en ek sal aanhou om die liefde wat ons geleef het, die lewe wat ons gebou het en die herinneringe wat altyd deel van my sal wees te vier. Jy sal my alles bly. Liefde jou vir ewig, my man lief. Van Tannie Korra af. Jou vrou. Ek gaan nou ook lees van Liske en Michaela. Julle briefie wat julle vir oupa geskryf het. Oupa Dirk, vandag groet ons as kleindogters iemand wat verstaan het. Iemand wat vertrou het en iemand wat geweet het dat ons elke dag moet lewe. Dit is powerful. Nie omdat ons moet nie, maar omdat ons kan. Ons groet iemand vandag wat elke dag gesien het met soveel meer as net sy oë. Oupa se lewe was meer as net 'n lewe, al was ons nie altyd deel van dit nie, maar as ons oupa en ouma Corrie kon sien, al was dit net in die winkel, het ons weer gevoel of ons werklike deel is van nog 'n familie, omdat ons 2 families het. Alles omtrent oupa was besonder.
En ons sal altyd dit onthou in die keuses wat ons moet maak. Ons as kleindogters sal oupa altyd koester en lief hê. Rus in vrede, oupa. Forever deploy granddaughters. Ek gaan nou ook 'n briefie lees van Reino af. Reino en sy gesin. My pa. Hoe sê mens totsiens? Daar was so baie wat ek nog wou weet en vra. Die dae was te lank en die tyd te kort. Altyd gedink môre is nog 'n dag. Toe die nag gekom. Ons mis pa bitter baie. Wens dinge was anders, maar hier is ons vandag. En ons moet totsiens sê. Weet pa het vrede, gaan nie totsiens sê nie, dis net tot ons mekaar weer sien. Ons is baie lief vir pa, rus sag, Dad. Reino, Brenda en Amelia. Ek gaan nou ook lees wat Dirk, Lally, Renier, Dian en Toby geskryf het as gesin. Liewe pa, skoonpa en oupa Dirk. Alles was net te vinnig, so onverwags pa. Dis moeilik om woorde te vind, nou dat pa nie meer hier is nie. Elke dag is daar oomblikke waar ek aan pa dink, aan pa se stem, en die manier waarop pa daar was, selfs wanneer ek dit nie besef het nie. Dankie vir alles wat pa my geleer het. Ek mis ons koffie drink, wanneer ons op diens was. Tog vind ek troos daarin om te weet, dat pa voortleef in my hart. Dis swaar pa, moeilik, regtig waar moeilik. Daar's so baie wat ek nog wou sê. Dis vreemd om hierdie brief te skryf, want daar is soveel wat ons nooit hardop gesê het. Sedert oupa weg is, het hierdie wêreld stiller geraak. Ons sal altyd glimlag, wanneer daar 'n herinnering skielik opduik. Hy sal altyd in ons harte voortleef. Rus in vrede, my dad, skoonpa, oupa Dirk, met liefde. Dirk, Nally, Renier, Dian en Toby. Stan, ek gaan ook Stan en sy gesin se briefie lees. Ek wou 'n oomblik neem om my hartlike dankbaarheid uit te spreek vir die ongelooflike impak wat oom op my lewe en die lewens van vir wie ek lief is gehad het. Jou onwrikbare ondersteuning en leiding het die wêreld vir my beteken. En ek sal altyd die herinneringe wat ons gedeel het koester. Ek is so dankbaar vir die manier waarop oom my ma lief gehad het en versorg het, haar met vriendelikheid, respek, toewyding behandel het. Maar wat die meeste vir my beteken, is die manier waarop oom my vrou en kinders met oop arms verwelkom het. Hulle as jou eie aanvaar het, hulle met liefde oorlaai het. Jy mag dalk weg wees, maar oom se herinnering en nalatenskap sal altyd in ons harte voortleef. Stan, Marlies, Kian, Nia, op is reg uitgespreek in Milan. En dan ook vir Gideon hulle, wat nie hier kan wees nie, hulle is in Australië, en ons wil ook net vir julle dankie sê vir julle moeite in hierdie tyd. Ons weet julle gaan die video kyk. Ek wil julle briefie ook lees as gesin. Monique, Gideon, Lizay en Pierre. Ek wil oom uit die diepte van my hart bedank vir die liefde, krag en vriendelikheid wat jy aan ons gesin getoon het. Oom was meer as net 'n stiefpa. Jy was 'n bestendige teenwoordigheid in my lewe, 'n leidende hand vir my man, en 'n gekoesterde oupa vir my kinders. Jou toewyding om vir my ma te sorg, het die wêreld vir ons almal beteken. En jou bereidwilligheid om ons as jou eie te omhels, het my die ware betekenis van familie geleer.
Oom het ons 'n fondament van genade en ondersteuning gegee, en jou vrygewigheid van gees sal weergalm in die lewens wat jy aangeraak het. Al is Oom nie meer met ons nie, bly jou liefde in elke les wat jy geleer het, en elke herinnering wat ons dierbaar koester. PS, dankie dat Oom vir Gideon uitgedaag het om vir my 'n boodskap te stuur. 10 jaar terug. Dit was verseker een van die beste besluite gewees. Monique, Gideon, Lizzie en Dora. My gesin se brief van my pa. Pa Dirk, 'n dankie en 'n lief vir jou na die tyd. Tyd staan vir niemand stil nie. Ons het so baie om vir dankie te sê. Nou wanneer tyd ons tot stilstand geruk het, in die tyd besef ons dat dankie sê, lief vir jou, sal nooit direk vir pa of in pa se teenwoordigheid gesê kan word nie. Ek het baie by pa geleer. As jy iets doen dit ordentlik of los dit. Ek het geleer hoe om 'n kar reg te maak, en ek het besef, dit is baie maklik. Mens moet net 'n nuwe inkoop van die begin af. Geleer van visvang, geleer om pligsgetrou te wees, geleer om netjies te wees, en ek dink die grootste les ooit nou, na pa se dood, is om dankie te sê, en lief vir jou te sê nou, om dit nooit uit te stel nie. Ek en Chantal en Liam sal hierdie les uitleef, tot ons mekaar weer sien. Liefde Jan, Chantal en Liam. Dankie vir almal se boodskappe, en ek dink, ek gaan ook heel eers begin met die bedankings. Ek dink die aand wat ons die boodskappe gekry het, wat my paar lede is, het daar soveel messages, WhatsApps weergekom, van mense wat ons al vergeet het, of nie geweet het, hulle weet eers. En ek dink, elke een van ons hier so sit, kan die altaar, rondom, elke een van ons het familie, vriende wat ons bygestaan het, en ons wil vir julle eerstens baie dankie sê. Daai message het op die regte tyd deurgekom, het die wêreld beteken, dit beteken nog steeds die wêreld. Dit besef, mense besef dan eers, jy weet, mense dink eintlik nog van ons, jy weet, ons maak nog staat, en ons wil eerstens vir julle, as baie mense wat nie is, vir julle dankie sê, dankie vir daardie boodskap, en julle sal nooit weet hoeveel dit beteken. Van Michael, ek het lang vir jou dankie gesê en vir moeder, dankie vir julle bystand vir almal, jy weet, die raad en die leiding. Ja, ons wil net vir julle dankie sê. Ook vir Botas, insteekdienste Nico, ek kan julle nie mooi sê nie, maar dankie vir jou, dankie dat jy daar was, op die toneel, jy en jou span, soveel deernis, soveel liefde, die hele situasie gehanteer het. Ek dink nie daar is boeke wat julle leer om dit te doen nie, maar beteken, jy weet, dit wys die tipe mense wat julle is, en ons wil net vir julle regtig uit ons harte uit dankie sê, dankie vir dit wat julle gedoen het daar, en ook na die tyd, dat julle so oop is, en soveel vrae net geantwoord het, en net gehelp het, van ons kant af vir jouself, en vir Morney, vir die bydra, en dit wat hulle, jy weet, in hierdie kort tyd, en waar se 2 weke gedoen het, van ons regtig vir julle baie dankie sê. SSG, Dirkse werksplek, ek dink, jy weet, ek het gehoor, hy het dit verskriklik sleg gevat op die dag. Julle was daar, Rikus, spesifiek. Dankie dit vir julle ondersteuning, veral vir hom op daardie dag. Julle bystand en julle ondersteuning word opreg gewaardeer. Oom Jacques, dankie dat oom na my boetie kyk. Dankie dat oom op hom 'n paar figuur is, om besef dit miskien nie altyd, maar ek weet, dankie vir dit wat oom vir hom doen. Ek waardeer dit ongelooflik baie. Oom Dirkie Stoffberg, ek weet nie of hy is vandag nie, maar in oom se afwesigheid kan ons ook net vir oom dankie sê. CC, die voorsitter van die CPF 3 Riviere. Dankie vir oom se hulp op die dag ook. Dankie dat u
my skoonpa vir Dirk op daardie dag so ondersteun het, om regtig bygestaan het, en vir al julle gebeure ook, wat ek weet julle gegee het op daardie dag, spesifiek vir Dirk, in hierdie, op die dag en op die toneel. Sydney en Tammy, julle was ook net daar, en ek dink, mense vergeet om vir daai mense wat net daar is, ook dankie te sê. In hulle stilte, hulle net saam geraai. En hulle was net daar, en ek wil julle regtig baie dankie sê. Tannie Melmarie, ook vir die verversings vandag, dankie dat Tannie ook, ons ken almal, Dirk ken almal. Dankie vir die moeite wat Tannie vir Dirk ook gedoen het, ons waardeer het opreg. Stefan Chantal, dankie vriend, vir die video, dankie dat jy my uitgehelp het, toe ek gedink het, ek sou kyk, waardeer jou opreg. My skoonpa Johan, dankie vir jou bydrae, ons waardeer jou, dankie. En dan ook laastens, ek dink, vir Afbop, dankie vir die moeite wat julle ook gedoen het, die bystand, Jolandi, vir die sagtheid waarmee ons waardeer het ook op die dag, ja ek en moeder daar was, en Stanley, ons waardeer alles wat julle vir ons gedoen het ook, en ek dink laaste, net dankie Here, dat U ons die kans gegee het om groot te word, met my pa se leiding, sy reël, sy was nie altyd maklik nie, maar ek wil ook uit my hart uit dankie sê net vir die koning wat ons tot hiertoe gedra het. Wat is ons as ons God nie in ons hart het. En as gevolg van hom dat ons môre kan face. We can face tomorrow. Ook van Tom en Tannie Alta wat julle het so van ver af gekom en julle is kosbaar vir ons. Dankie ook. En baie lief vir julle. Het iemand uitgewas? Baie dankie Jan. Ja, dit is nie maklik nie. Baie
baie dankie aan almal. Kom ons lees net. Wanneer ek weg is, laat my gaan. Ek het nog so baie dinge om te sien en te doen. Moet my nie aan julle verbind deur trane. Wees dankbaar vir die jare wat ons gehad het. Ek het liefde gegee. Jy kan maar net raai hoeveel jy aan my gegee het in vriendskap. Ek dank julle elkeen vir julle liefde, maar dit is nou my tyd om alleen verder te reis. As julle moet treur, maak dit kortstondig. Dan laat die troos weer troue. Dit is net tydelik dat ons moet skei. So onthou my asseblief in julle harte. Ek is nooit ver weg, want die lewe gaan voort. So indien julle my mis, roep my en ek sal kom. Of kan julle my nie sien of hoor nie, ek is altyd daar, is altyd naby. En indien julle luister met die hart, sal julle maklik kan hoor al die liefde om julle sag en duidelik. En dan, wanneer dit julle beurt is om die pad alleen te loop, sal ek julle inwag met 'n glimlach en 'n groet. Welkom thuis. Ek lees vir ons 'n paar verse uit 1 Korintiërs, die 15de hoofstuk vanaf vers 54. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike bekleed is, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, liewe broers en susters, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Kom ons sit net so, dan bid ons. Ons Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die geleentheid wat ons gun was om afskeid te neem. Dankie, Here, dat ons kan weet dat Dirk leef. Dankie vir die geleentheid wat ons het, Here, nog om u genade aan te gryp. En om te weet, Here, dat u hande het vir ons die werk gedoen. Ons loof en ons prys u. Here, ek bid vandag dat u vir ons as familie en vriende sal toevou in u besonderse liefde, Here. Dat u vir ons vertroosting sal bring, net soos dat u dit kan doen, Heilige Gees. Ons bid dit in die almagtige naam van Jesus Christus, deur die krag van die Heilige Gees, tot eer van God ons Vader. Amen.
so good. Is that your testimony this morning? God